Môre, dis Saterdag die 1 Augustus en ek hoop jy begin hierdie naweek met jou oë gerig op die ewige vrede wat geen wêreldse storm of aardse sekuriteit van jou kan wegneem nie. Gister het ons gesien hoe God deur Josef die hele land aan die lewe gehou het met brood te midde van die grootste hongersnood. Vandag kom ons by die laaste verse van Genesis 47. Israel floreer en vermeerder in die land Gosen, maar die stokhou Jakob weet, sy aardse reis is amper verby. Hy roep sy seun Josef na hom toe en laat hom sweer, moenie my in Egipte begrawe nie, maar dra my terug na die beloofde land. Ons gaan dan verder in Genesis 47 en behandel verse 27 tot 31. En ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte, om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is, hou jou oë op jou ewige tuiste. Dink gou hieraan, wanneer God jou seën met gerief of voorspoed in hierdie wêreld, raak jou hart hier tuis, of bly jou oë vas op die ewige beloofde land, wat die Here Jesus vir jou voorberei het. Ons fokus vanoggend spesifiek op verse 27, 29 en 31. Nou kom ons begin by vers 27. So het Israel dan in Egipte land gewoon in die land Gosen, en hulle het vaste besittings daarin verwerf en vrugbaar geword en sterk vermeerder. Dan vers 29. En toe die dae van Israel nader kom dat hy moes sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oë gevind het, sit dan tog jou hand onder my heup en bewys my liefde en trou. Begrawe my tog nie in Egipte nie. En dan laastens vers 31. Toe sê hy, sweer my dit tog, en hy het vir hom gesweer. Toe het Israel in aanbidding gebuig oor die kop en end van die bed. Stel jou hierdie prentjie voor. Israel en sy familie het al die gerief van Egipte gehad. Hulle het vrugbaar geword en voorspoedig geleef in Gosen. Dit sou vir Jakob maklik gewees het om net te sê, Egipte is goed genoeg vir my, begrawe my sommer hier. Maar Jakob het geweier. Hy het geweet Egipte is nie sy tuiste nie. Hy het laat Josef sweer om sy beendere terug te neem na Kanaan, die land van God se belofte. 'n Mens kan gemaklik woon op 'n plek wat nooit jou ware tuiste is nie. Jakob het in Egipte gewoon, maar sy hart was in God se belofte. Nou die Hebreëse woord vir aanbidding wat hier gebruik word is shagach. Dit beteken om diep voor God neer te buig in eerbied, aanbidding en geloof. Ons kan sien in Hebreërs 11 sê dat Jakob hier deur die geloof aanbid het terwyl hy aan sy staf geleun het. Selfs toe sy liggaam swak geword het en die dood nader gekom het, het hy God geëer, omdat hy geweet het, God se beloftes hou nie by die graf op nie. En hier is die groot waarheid vir jou naweek. Moenie dat die gerief van hierdie wêreld jou laat vergeet wie jy is en waarheen jy op pad is nie. God mag jou vandag seën met goeie dinge op aarde, maar hierdie wêreld is nie jou finale tuiste nie. 'n Gelowige leef met 'n ewige perspektief. Ons anker lê in die beloftes van God wat nooit kan wankel nie. Nou hoor jy hoe Jakob se laaste wens ons weer reguit wys na die Here Jesus Christus toe. Jakob het gevra dat sy liggaam uit Egipte gedra moet word na die beloofde land, omdat hy geglo het in God se belofte van die opstanding. Maar die Here Jesus Christus het nie net na die beloofde land gewys nie. Hy het uit die graf uit opgestaan sodat ons die ewige beloofde land kan erf. Toe Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring, het hy die mag van die sonde, die dood en hierdie wêreldse gebondenheid vir altyd verbreek. Omdat Jesus leef, hoef ons nie die dood te vrees nie. Ons hoef ook nie aan hierdie wêreld vas te klou asof dit al is wat ons het nie. Wanneer ons oë op Jesus rig, kan ons, soos Jakob, in diepe aanbidding voor hom neerbuig, omdat ons weet, ons ewige tuiste is veilig by hom. Kom ons bid saam. Here onse God,
Dankie dat U ons in U magtige hande vashou en dat U vir ons 'n ewige tuiste voorberei het. Here Jesus, dankie dat U die dood en die graf oorwin het. Dankie dat ons hoop nie vasgebind is aan die dinge van hierdie wêreld nie, maar aan U ewige beloftes. Vergewe ons waar ons harte te vasmaak aan aardse sekuriteit in plaas van aan U. Heilige Gees, vul ons harte met geloof en aanbidding. Rig ons oë hierdie naweek op Jesus, sodat ons met vrede en vrymoedigheid in U spore sal stap. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy hierdie naweek tussen rus, kuier of die alledaagse besig is, moenie vergeet waar jou ware tuiste is nie. Leef met jou kop omhoog en jou hart in stille aanbidding voor jou koning. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag en 'n rustige naweek.